Ek wil vir die Here dankie sê vir 'n kans, geleentheid wat ons het om in sy huis te kan wees. Ons vat die lewe van selfsprekend, ek luister na dit wat my vrou sê, luister na dit wat my pa sê. Maar wat by my opval, toe my vrou sê die vermeerdering van die broodjies, as ek vir enige een van julle 'n brood gee en vir jou sê, gaan vul vir 100 mense met daai brood, gaan jy vir my sê, dis onmoontlik. As ek vir enige iemand sê, vat 5 visies of 2 visies, en gaan deel dit vir daai mense, gaan jy vir my sê, dis onmoontlik. En ek wil vanoggend uit die woord van die Here vir u lees, in 1 Korintiërs 1, vanaf vers 17. Ons as mens moet besef, dit wat wys is vir hierdie wêreld, dit wat logies is vir hierdie wêreld, is nie logies vir God nie, is nie wys vir God nie. Ons kyk hierdie wêreld en ons sien omstandighede, maar Jesus Christus wil nie hê ons moet in die omstandighede vaskyk nie. Christus wil hê ek moet verby die omstandighede kyk. En ek moet 'n lewende God raak sien. 'n God wat verby al hierdie goed is. Wat groter en sterker is as elke omstandighede wat in hierdie wêreld is. As ek kyk na Dawid en Goliat, 'n klein seun in sy jeug, in die vleuer van sy lewe, staan op teen 'n krygsman, 'n godsman, nie 'n godsman nie, 'n gereus, ja, groot man. Wat vir my opvallend is, hier staan die hele geslag, die hele volk, manne, wat vegters is, manne wat weet hoe om oorlog te voer. Maar hulle staan en hulle is bang om op te gaan staan teen Goliat. Hulle staan hier so en hulle kyk na hierdie groot man. En nou dit is vandag se lewe. Ons kyk na die groot probleem wat hier voor my staan en dit laat my sidder. Hierdie groot omstandighede, maar dit is onmoontlik. Ek kan nie sien hoe gaan ek die einde van hierdie omstandighede kry nie. En Dawid se pa stuur hom vir sy boeties iets te gaan vat om te eet. Gaan kyk of hulle reg is. Nie om oorlog te gaan voer. En terwyl hy daar by sy broers kom, hoor hy hierdie reus spreek lasterlike woorde. Hy daag die slagorders van 'n lewende God uit. Ek wonder wat het Dawid gedink om daai omstandighede. Julle klomp lafaards. Julle is die oorlog. Julle moet ons beskerm. En julle het die guts om teen 'n reus op te staan nie. Ja, en jy ken die geskiedenis en hier staan nou Dawid voor Goliat en sê, wie is jy om die slagorders van 'n lewende God uit te daag? Ek dink sy boetie sy oë het gerek. Want hy is die kleinste van ons almal. Hy is die jongste. Hy is die een wie ons moet beskerm. En hy kom veg hierdie oorlog vir ons en hy oorwin die reus. In ons lewenswandel wat ons loop, is daar baie omstandighede. Want ek voel, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Ek verstaan nie. Ek probeer bid. Dis mos almal van ons bid mos in die oggend en ons bid in die aand. Dankie Here dat U my vanoggend
wakker gemaak het. En dan gaan ek aan my dag met al die gemors wat daarin is. En ek geniet die gemors van die lewe. Vanaand gaan ek sonder om te bely en sê ek, ag dankie Here, ek gaan vanaand slaap. En U gaan my beskerm. As ek 'n bordjie kos kry en sê ek dank die Here daarvoor, is goed om dank te sê vir die Here. Maar God beskerm die wat syne is. En ek wil vir u lees in 1 Korintiërs 1 vers 17. Hy sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaas vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse manne vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Maar, waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerdes? Luister mooi, waar bly die skrifgeleerdes? Waar die riddeltwisters van hierdie eeu, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie. Want aangesien die wysheid van God die wêreld deur sy wysheid God tot nie geken het nie, het God behaag om die dwaasheid van die prediking, wat deur die dwaasheid van die prediking te red, wat geglo het te red. God kom uit, Jesus kom uit Maria. Ok, hy kom in hierdie wêreld in, op 'n onnatuurlike wyse, wat vir die mens onmoontlik is. Dit kan nie gebeur nie. En dit moet vir ons in die eerste plek, ek wil die Engelse woord gebruik, 'n eye-opener wees. Hy kom in sy lewe deur 'n menslike, dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Dis nie wys nie, dit pas nie in nie. En ek het baie keer myself, ek is mos ou wat daarvan hou om te stry. En ek is ou daarvan wat hou daarvan om reg te wees. En wanneer ek nie reg is nie, probeer ek myself reg verduidelik. Ek kry mense wat my kom en dan wil hulle met my stry, nou karre is my omgewing, oor sekere goed, en sê ek, dit kan nie wees nie. Dit is onmoontlik. Weet jy wat is onmoontlik? In vandag se dag is dit onmoontlik om God te glo. Dit is onmoontlik. Want die Here sê dit wat wys is by die wêreld is dwaas vir God. Dit wat dwaas is by die wêreld is wys vir God. Hy het die dwaases van hierdie wêreld uitverkies om homself deur hulle te openbaar. Die skrif sê, en ek het dit nou die dag met die jong mense gepraat, en dit is mos nou, enigeen van die vra, wat is die wet van die lewe? Marco, wat is die wet van die lewe? Gaan soek werk? Nee, gaan skool toe dat jy matriek kan kry. Na matriek moet jy gaan leer, dat jy geleerdheid kan kry, en dan moet jy gaan werk soek, om vir jou vrou en kinders eendag te kan 'n toekoms gee. Dit is menslik. Ons almal doen dit. Ek sal alles in my vermoë doen, om kennis op te bou, dat ek nie onkundig moet voorkom. Ek het altyd vir mense gesê, ek maak of ek weet, dan lyk ek nie so stupid nie. Nee, Giewin. Weet jy wat sê die skrif? Soek eers die
koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal alles jou bygevoeg word. Dit is dwaas vir die wêreld. Ek luister na getuienis. En is 'n pastoor wat dit bring, hy sê ek is op pad en nou, hulle sê mos maandag is pastore vakansie daar. Hy het Sondag die woord gebring, so maandag rus hy. Maandag kan hy nou doen net wat hy wil. En hy staan die oggend op. En sy vrou sê vir hom, wat sê hom ook al noem? Die kraan lek, die kaste se skeniere is los, die badkamer se deur raak vas. Jy moet al hierdie goede doen. En hy loop uit op pad garage toe, om te gaan doen wat sy vrou wil hê hy moet doen. En die Here vra vir hom, waarheen is jy op pad? Hy sê, Here, ek gaan garage toe, ek gaan die toolbox gaan haal. Want ek moet hierdie baie goed doen, dit is 'n hele dag se werk. Die Here sê vir hom, nee, gaan bid. Gaan spandeer tyd in jou bidkamer. Hy sê, Here, maar, en die Here sê vir hom weer 'n keer, gaan spandeer tyd in jou bidkamer. En hy gaan bidkamer toe. En hy gaan spandeer 'n tyd met die Here. En die Here gee vir hom dit wat hy van die Here verlang. Die Here antwoord hom met 'n ontmoeting met die Here. Toe hy nou klaar is en hy by die deur uitstap, toe staan 'n klop aan sy deur. Hy sê ja. Hy sê die broers van die gemeente sê, pastoor, iets wonderliks en aardigs het gebeur vanoggend. Toe ek opstaan om reg te maak vir werk, toe lê die Here op my hart. Ek moet 'n dag se verlof insit. Ek moet pastorie toe gaan, want daar is baie goed wat gedoen moet word. Dit is onmoontlik by hierdie wêreld, maar dit is moontlik by God. Praat in die week met 'n oom. Gister. Ver gevorderd in ouderdom. Net so voor pensioen. Nou ons almal weet, as jy nie net voor pensioen mense gaan werk soek, wat gebeur? Jy is te oud. Sorry. Hulle sê deesdae as jy nie nou 30 is nie met die myn wil inkom, jy gaan jy dit reg kry. Na die tyd is dit te laat. En die oom kom 'n tyd terug by my. En die Here is so oulik, as ek dit so mag sê. Die aand voordat die oom by my kom, gee die Here my 'n droom van iets wat daar gaan gebeur. En hy sê hy het aansoek gedoen en hy gaan vir onderhoud by die plek. Ek sê oom, is jy seker dis waar jy moet wees? Ek glo so, sê hy vir my. En hy's weg en hy kom terug en hy het nie die werk gekry nie. Hy sê 4 weke na die tyd. Luister mooi. Nou dis 'n man wat bid. Dis 'n man wat tyd spandeer met die Here. Hy sê hy sit vir 4 weke by die huis en toe hy vir die onderhoud gaan het hy iemand ontmoet. Net iemand ontmoet. En hulle het mekaar se nommers gevat en het nooit niks meer van jou gehoor nie, is weg. 4 weke sit hy by die huis. Kyk hoe werk die Here. Hy soek die koninkryk van God in sy binnekamer. Hy gaan nie om oor wat mense sê nie. Hy gee nie om wat vir die mense logies klink nie. 4 weke gaan verby, hy kry 'n oproep. Dis die persoon wat sy nommer gevat het by die onderhoud. Wat saam met hom vir 'n onderhoud gegaan het. En die persoon vra vir hom, het jy al werk gekry? Hy sê nee. Ek praat nou uit die oom se mond uit. En dan praat ek van hy is, as ek hom skat, hy is omtrent 58. Plus minus 58. O nee. Hy is te oud man. Myne wil my aanteken nie. Hy sê nee, nog nie. Hy sê soek jy nog werk? Hy sê as ek werk kan kry ek daar. Hy sê kom jy begin maandag. Hy sê ek kan nie 500 kilos ver ry in my woorde. Om net nou te gaan, ek moet 'n blyplek kry. Ek moet
Jy is 'n onderhoud voer. Hy sê kom, jy begin maandag, ek gee jou 'n uur of 2 kans, dan gaan ek vir jou blypak hê. Weet jy wat sê hy vir my? Hy het maandag gekom, hy het begin werk, hy bly verniet, sy krag is verniet, want daar is 'n God in die hemel, wat die onmoontlike vir jou kan moontlik maak, maar hy sê, versoek eers die koninkryk van God. Dis onmoontlik. En hy gee vir my getuienis van nog iemand wat presies dieselfde deurgegaan het. En ek dink terug, ek sê, Here, hoeveel keer probeer ons uit ons eie wysheid net kop bo water hou? Hoeveel keer wil ek net sê, Here, ek werk, ek is soeg en ek sweet, maar ek kry nie my kop bo water nie. Moenie die fout gaan soek by jou tryd nie. Moenie die fout gaan soek by jou lering nie. Gaan soek die fout op jou knieë en sê, Here, ek wil my opnuut voor God bekeer in gees en in waarheid om te doen dit wat U van my verwag, sodat ek bo en buitekant omstandighede kan lewe. Maar vandag se dae is ons mens mos vasgevang in fisiese goed. Ek wil dit sien. Ek dank die Here. Jou geleerdheid beteken vir God niks. Selfs die skrifgeleerders het God nie behaag nie. Hy sê hierso. Hy sê in vers 14, 1 Korintiërs 2 vers 14. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dis onmoontlik om God te verstaan as ek op fisiese goed ag gee. Dis onmoontlik om God te behaag as ek na fisiese goed kyk. Vandag het die kinders van die Here so afvallig geword. Ek is 1 voet in die kerk en 1 voet in die wêreld. Ek kan God nie so behaag nie. My pa stuur gister vir my 'n ding en ek is mos nou 'n huisnaakse ou wat nou nie alles glo nie. Ek sê, maar kan dit wees dat die regering probeer om die pastore en die kerkewêreld in 'n greep te kry dat jy net mag sê wat hulle sê jy mag sê? Hoe gaan ek nou staan? Die skrif sê, ek moet my landswette gehoorsaam wees. As hy vir my sê, jy moet die skrif verdraai. Die land vir my sê, en God sê vir my, sê net wat ek sê. Wat gaan ek doen? Here, maar hulle gaan my toesluit. Ek prys die Here as hulle my toesluit. Want dan kan ek die evangelie van God in die tronk gaan verkondig. Net nog 'n getuienis van iemand, hy sê, wat is logies in die lewe? As jy in die tyd van omstandighede sit. Mense dink mos. Jy weet, ons bid, dan roep ons die skrif van die Here, die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal julle uithelp, maar jy moet my eer. Skrif. Nou is ek in benoudheid. En dan haal ek daai skrif aan. En ek roep jy aan want ek is benoud. Dan verwag ek, God moet net my omstandighede nou verander, dan is alles weg. Dis mos mens. Dis menslik. Stem jy saam met my? Ja. Ek verwag net alles moet nou net, dis reg. Hoekom is dit die moeilikste ding om te gaan bid, om te sê, Here, laat U wil geskied in my omstandighede? Hoekom is dit die moeilikste ding om te bid? Ek wil hê dit moet so uitwerk. Sê ek, Here, ek wil dit baie graag hê. Amen. Dan wag ek dat die Here moet vir my werk.
Of ek wag dat die Here vir my omstandighede moet verander. Of ek verwag dat, nou moet my vrou skielik vriendelik wees terwyl ek haar kwaad maak. Here, ek verstaan nie my vrou nie. Sy is permanent kwaad vir my. Hoekom sit ek nie my hand aan my persoon en gekyk, wat doen ek verkeerd? Hoekom is sy permanent kwaad vir my nie? Maar die moeilikste ding is om te bid, Here, laat U wil geskied. Van elkeen van U reg deur hierdie bank tot en met my. Hoekom wil ons sê, Here, laat U wil geskied nie? Want ek is fisies 'n mens. Ek is vleeslik. Ek soek my wil. Ek het nog nie besef God se wil is die beste vir my nie. En die persoon praat en hy is 'n sendeling. En jy het al 1 of 2 keer herhaal en gaan dit weer vandag sê. En hulle is hier in die plek waar die mense toesluit vir die evangelie van Christus. En hulle die klomp sendelinge het bymekaar gekom en hulle gaan nou 'n bietjie bid. En die een sendeling is toegesluit. En sy boetie sit daar. Tussen hulle. En hulle sê ons gaan bid vir daardie sendeling vandag. Wat toegesluit is. Hoe gaan ons bid? Here, ons gaan bid, laat die kettinge van sy arms afval, laat die deure oopgaan, en dan die Here net maak, dat hy net uitkom. En een na die ander een bid so. En die een se boetie staan op, en hy sê ons bid verkeerd. Hoe bid jy in die tyd van benauwdheid? Kom ons bid dat die Here God om binne in die tronk gebruik om die evangelie te kan verkondig, want daar is siele wat verlore gaan. Wat is die wil van Christus? Dat moet tot die kennis van die waarheid moet gaan. Kom. Gaan verkondig het aan alle volke, nasies en tale, dat daar is 'n God in die hemel wat sy seun vir jou gegee het. Maar nee, dis nie vir my nie. Ek wil net hê my wil moet reg wees. Ek wil vanoggend vir u vra. Weeg jouself op. Tot en met vandag. Ek is 45. My seun is 17. My baby is 6. Ag bedoel, my seun is 15, hy word 16. My meisie is 17. My baby word 6. Ek was hulle ouderdom. Tot waar ek vandag is. My pa, ek wil nou nie sê hoe oud is hy nie, want hy word baie oud. Ek is 16. In die tyd wat ons in lewe. Hoeveel goed het ek probeer self uitwerk? Wat nie gewerk het nie. Ek sê eergister vir die jong mense. Ek het uit myself uitgegaan en gaan werk soek by plekke. Want ek was nie tevrede met dit wat God vir my gegee het. My vrou sê, anders sien ons dankbaarheid aan God. Wees genoeg. Wees dankie vir dit wat die Here vir jou gee. En bid daaroor. Dan kan God dit verneder. En ek soek meer geld. Want ek het gesê, my kinders gaan nie so swaar groot word soos ek groot geword het. Ek dank God ek het swaar groot geword. Ja. Want dit het my geleer. Jy kry nie net alles in die lewe nie. Dit het my geleer om te bid vir dit wat ek wil hê. En die kere wanneer ek gaan aansoek doen het vir baie meer geld, sukkel ek 3 maande om my geld uit te lyk te kry. En wat maak my eie wil? Maak my vrou en my kinders suffer. Ja. Daai tyd het ek daarom nog net 2 gehad, hè? 2 kindertjies. Maar hulle moes saam met ons suffer. Want ek, as hoof van die huis, het uit die wil van God uit beweeg. Want dit lyk nie vir my logies nie. Romeine sê, Romeine 1, vers 16.
Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerstens die Jood en ook die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar van geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdiges sal uit die geloof uit lewe. Hoe eet jy uit geloof uit? So ek wil in die wêreld die buite sê, jy moet net glo. Gaan vir my sê, maar jy is iets nie lekker nie. Iets is nie reg by jou nie. Geloof gaan die kos op my tafel sit nie. Geloof gaan nie my huishuur betaal nie. Geloof gaan nie brandstof in my voertuig sit nie. Geloof gaan nie skoolgeld betaal nie. Maar die skrif sê, jy moet net glo. Jy moet geloof in God hê. Ek kan nie geloof in God hê as ek nie gehoorsaam is aan dit wat hy vir my gee nie. En daarom het die skrif gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek wil my haas, maar nie haas nie. Ek wil verder lees. Luister net wat die skrif sê. As die regering vir my vandag sê, jy mag dit nie predik nie. Wat gaan ek doen? Want weet jy, hier is die ongeregtigheid van die mense openbaar. Ongelukkig is dit die waarheid. Elke mens, ek en u ingesluit, wil hoor dat jy doen goed. Nee? Ons wil hoor, dit wat jy gedoen het is mooi. Ag, dit wat jy gedoen het is aanvaarbaar. Ag, jy moet net glo, dan sal jy gered word, en as jy glo, dan gaan jy hemel maak. Dit klink so wonderlik. En die regering, wat met hulle voorvaders en hulle antichristiese houdings rondloop, wil die kinders van God, hoe weet jy dat Christenskap die waarheid is? Dit is die enigste geloof wat verdruk wil word. Dis die enigste geloof wat mense kwaad maak. Want hulle kan nie daarby staande bly nie, want hulle kan hulle self nie verloon nie. Dis die enigste geloof wat vir die mense daar buite nie wys is nie. Nee, jy moet universiteit toe gaan. Ek gaan vir die skok vandag, weet jy wat sê die ding van ons regering? Jy kan deesdae nie meer 'n werk kry as jy nie matriek het nie. Nee? Weet jy wat is matriek se standaard vandag? Dis soos toe ek groot geword het, is standaard 6 standaard. Pateties. Dan kry jy matriek. Kom jy by die werk aan soek, sê nie, ons soek nou N3. Volgens wat ek gehoor het of besef in lewe, is matriek eintlik N3. Nee, dan moet jy college toe gaan, dan gaan jy verder leer. Dan kom jy weer aansoek doen vir werk en sê nee. Jy moet 'n graad hê. Dan gaan jy terug college toe en jy gaan leer vir die graad. Sê dan nie daai graad van jou werk nie, jy moet 'n doktorsgraad hê. Dan gaan leer jy maar weer. En op uiteinde, wanneer jy klaar geleer het, as jy te oud om werk te kry. Dis ons regering van vandag. Pateties. Maar as jy geloof in God het, God sorg vir emosies. God het vir Moses se volk 40 jaar gelei, dat die skoensole van hulle voete nie deur geloop is nie. Daar's 'n God in die hemel, wat die onmoontlike moontlik maak. Hy voorsien vir die man, wat 'n standaard 6 sertifikaat het, en werk asof hy matriek het. Ek sê nou die dag vir iemand, ek kan nie onthou of dit vir die jong mense was, of vir iemand nie. Ek verkies eerder iemand wat ervaring het, as iemand wat geleerd is. En hoe kry ek ervaring in die gees van God? Op my knieë.
Daar's 'n liedjie wat sê, down on my knees, I met my Savior. Op my knieë, wanneer ek hom aanroep in opregtheid van my harte, en ek sê, Here, ek het U nodig. Hy het nog nooit iemand weggewys wat uitgeroep het en gesê, Here, ek het U nodig nie, maar hy verwag van my en U om 'n lewe te lewe wat die lig van Christus verkondig in 'n verlore gaande wêreld. Weet jy wat sê die regering? Jy mag nie vir iemand sê. Deesdae as jy mos vir iemand sê, jy's 'n gruwel, jy gaan hel toe. Dan is jy sommer in die hof en in die tronk. Want jy het sy menslike regte aangeraak. Bless you. Toe God nog kon sê wat hy wou sê, en die mense nog die vrees vir 'n lewende God in die kerk gehad het, was die kinders van die Here nog opreg met die Here. Wat sê die skrif? Luister mooi. Hy sê, van die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense, en die ongeregtigheid en die waarheid om deur in ongeregtigheid die waarheid te onderdruk. Hy sê, omdat wat van God geken word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Hier is nie een sondaar wat vandag kan sê, ek ken nie die geregtigheid van God nie. Selfs die wat noem jy die wat nie in God glo nie? Ateëste weet, daar is 'n God in die hemel. Hulle probeer mos vandag alles bewys deur wetenskaplikes. Het jy geweet die wetenskaplikes is deel van die anti-kris? Want hulle wil feite wys. Christus sê, dit is wys nie, dis onwys. Weet jy wat? Die duiwel is so erg, hy sit op elkeen van ons se selfone. Terwyl ek vanoggend met die Here praat, toe besef ek, ons loop al hoe nader en nader aan die anti-kris. As mense wat glad nie glo in tegnologie nie, wat noem jy hulle? Nou kan jy ook nie onthou, jy het vandag gevra, ek weet nie. Want in die berge bly daar, ons soek nie tegnologie nie, hulle leef net met dit wat hulle kan. Jy praat van die Amish. Dalk is hulle reg. Verstaan my nou mooi vanoggend. AI is op elkeen van julle se foon. Gaan kyk ek op jou foon. Google, wat almal gebruik, het AI in. En AI is die anti-kris. Is demonies. En ons sit met dit in ons huise. Wat as Christus Jesus vir jou vandag sê, raak ontslaaf van my foon? Maar hoe gaan ek met my ma in kontak kom? Ai, my kinders! Weet jy, toe Christus op aarde was, het hy nog steeds die boodskap gekry, al was dit 4 dae laat. Hy het nie foon gehad nie. Maar hy het die heerlikheid van Christus gehad. Om deur fisiese goed God te probeer behaag is onmoontlik. Hy sê hierso, luister mooi. Omdat wat vir God geken word, in hulle openbaar is. Want God het dit aan hulle openbaar. Want sy opsigbare dinge kan vir die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en verduidelik sien, en duidelik sien. Natuurlik sy ewige krag en sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, hoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggings
en hulle onverstandige harte is verduister. Wat is oorleggings? Ek het my pa geleer, my pa het by sy pa geleer, en hy het my geleer, en ek leer dit, maar ek leer nie wat God van my verwag nie. Dis maklik om sê, ag, dit is in my gene. Die appel val nie ver van die boom af nie. My pa ken my en hy verstaan my, ek hoop hy verstaan my. As hy vir my so iets sê, as ek my twak man. Maar die skrif sê, daai goed veroorsaak, dat ek God nie kan behaag nie. Hy sê, wacht, ek het verder lees. En om hulle onverstandige harte verduister, terwyl hulle voorgee, dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Kan die Bybel lieg? Glo jy my, as ek vir sê, hier is die geskrewe woord van God? Hou op voorgee dat jy wys is, moenie maak soos ek nie. Wat het ek vir in die begin? Ek maak of ek weet, dan lyk ek nie so stupid nie. Ek gee voor, ek weet. Maar die skrif sê ek is dwaas. En die heerlikheid van die onverganklike God verander het in die vergelykvormiging van 'n beeld van die verganklike mens, van 'n voëls en 'n viervoetige dier, kruipende diere. Daarom het God hulle oorgegee en begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepping vereer en dien gedien het bo die skepping. Bo die skepper. Die skepping, nou ek gaan net daai versie weer eers. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het oor die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Het jy gehoor wat ek gelees het? Omdat ons die heerlikheid van God nie sien nie. Omdat ons God nie vereer nie. Sê die skrif, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee. God is mos liefde. Alles wat hy doen is liefde. Hoe kan God dit doen? Omdat ek dit wat nie God is nie vereer. Maar die God van hemel en aarde nie vrees nie. Gee God my oor, is dit liefde? Aan my eie begeerlikhede om my te vernietig. Is dit liefde? Verstaan my reg vanoggend. Daar's nie 'n ander manier om God te behaag nie, as om jouself te verloon, jou kruis op te neem en om te volg nie. Daar's nie 'n ander manier. Ek kan God nie behaag, as ek nie geloof in Christus het nie. Hulle wat die waarheid van God verruil het, vir die leuen. Ek het dit gelees. Die skepsel vereer en gedien het bo die skepper, wat geprys moet word tot aller ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan die skandelike hartstogte. Nie hulle self nie, God het hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Is dit liefde? Jesus Christus het homself nie aan die mense toevertrou nie, want hy het geweet wat in hulle harte lê. Want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in wat teen die natuur is. Net so het die manne ook die natuurlike verkeer met die vroue verlaat of laat vaar en hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelike dade bedrywe en in hulle self die noodwendige verplettering van hulle dwang ontvang. En omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie,
Hoekom sit ons waarmee ons sit? Hoekom sit ek met goed wat ek nie kan ontsla raak nie? Het ek myself die vraag afgevra al, is dit nie God wat my oorgegee het in dit wat ek graag wil doen nie? Want hy ken my hart. Hy weet. Daar's 'n skrif in die Bybel wat ek hou van om aan te haal. Hy sê, God, as my hart my nie veroordeel nie, het ek vrymoedigheid na God toe. Nou, ons mense so hardnekkig gekoet. Eie selfregverdiging. Eie wys. Ek kan aangaan met die sonde van die lewe en dan gaan ek nog voor God en ek bid. En ek dink, my hart veroordeel my nie, mos ek so okay. Skrif is hier, die hele skrif sê, God is meer as jou hart. Hy weet van alles. En terwyl hierdie mense op Jesus hom verheerlikheid, want hy het wonders en tekens gedoen, sê die skrif, Jesus Christus het hom aan hulle nie oop toegegee nie, toevertrou nie, omdat hy hulle harte geken het. Ons wil mos wonders en tekens in vandag so daar sien. Ons wil profesie, ons wil die gawes van die Gees sien opereer. Maar ek weier om my voor God te bekeer in gees en waarheid. Ongelukkig sê die skrif, profesie en al die goed sal tot niet gaan. Luister wat sê die skrif, nie ek nie. Dit wat jy aanhang gaan tot niet gaan. Maar die liefde bly vir ewig. Liefde tot Christus. En as ek doen wat Christus van my verwag, dan voorsien hy vir my wat ek nodig het. Hy sê verder, ek haas my om klaar te maak. Hulle is vervul met allerhande ongeregtighede, hoerery, boosheid, hetsig, ondeug, volneinheid, moord, twis, bedrog, kwaadpratery, nuusdraers. Ai, moet net nuus kry, nou gaan ek hardop ek vinnig en vertel ek gou vir Lakkie daar, so het jy gehoor, Lakkie? Kwaadpratery. Ja, ons kan so maklik van ander mense kwaad praat. Haters van God. O nee, weet jy wat doen die duiwel vandag? Hy val nie God regtig, hy val nie jou godsdiens aan nie. Nee. Ek het dit laasweek gesê, mamma weet voor dit. Hy bring hierdie klein fossies in wat ek en jy dink maak niks nie. Om my godsdiens te vernietig. Want as ek toegee aan die duiwel, het ek die krag van God nie in my nie. Dan het ek geen weerstand om vir die duiwel goodbye te sê nie. Hier's 'n boom hier buite, groot moerbeiboom. Hy staan, ek weet nie hoe staan hy nie, want sy wortels is bo kan die grond. Maar hy staan nou al vir 3 jaar wat ek hier bly, 4 jaar. My vrou sê vir my, kyk daar, hier's 'n rankplankie wat hier, 'n plant wat hier op hierdie muur rank. Hy's al om hierdie moerbeiboom se takke gerank. En die takke hang so swaar, hulle kan nie opstaan nie. As hy gaan aanhou, gaan daai rankplant die moerbeiboom doodtrek. Wat laat ek die duiwel toe om hier om my te rank? Ag, net 'n bietjie nie, Sandra. Ag, net 'n bietjie die, net 'n bietjie daai. Ag, die Here sal verstaan, want die Here ken my hart. Ag, my hart is mos maar reg. As my hart reg is, het ek my bekeer voor God in gees en waarheid. Hy sê, geweldenaars, kom ons kyk wat gebeur in Kaartewolf vandag. Twisaards, grootpraters, ek kry hulle baie. Ek moet myself net in toom, want ek kan dit ook nogal doen. Uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, ek kan nie vergewe nie, ek kan my nie met my medebroer en suster gaan versoen, as hulle my seer gemaak het nie. Onbarmhartigheid. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed,
dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Kan die skrif lieg? As ek hierdie goed doen, is ek geestelik dood. Niks behaag in God se werk nie. Want om God te dien, sê die skrif, jy moet my dien in gees en in waarheid. Ek het nou die dag geluister na iemand, en ek gaan dit weer herhaal, ek het dit laas Sondag gesê, het is maklik om die Here te dien nie, waar ons almal by mekaar is. Dis die gees van die Here wat lewe. Maar wanneer ek daar alleenig is, kom die waarheid tevoorskyn. Waarvoor staan ek regtig? Dien ek die Here in gees en in waarheid terwyl ek hier staan waar almal my sien? En daar waar niemand my sien nie, maar God se oë deurwandel hierdie aarde. En hy sien waarmee hou ek en jy mee besig. En hy sien die ongeregtigheid. Is ek dan nog deel van die waarheid? Of is ek deel van dit wat God nie behaag nie? Nou dink ek, daai mense is lekker, hulle het moeilikheid, ek doen nie hierdie dinge nie. Weet jy wat sê die skrif verder? Gaan lees net die hele skrif. Nie net ophou daar waar jy, mense wat sulke dinge doen, verdien die dood. Ek is veilig. Maar weet jy wat, hy doen dit voor my en ek vermaan hom nie. Ek laat dit maar toe, ek bly stil swygend saam, ek stem stil swygend saam. Hy sê, en die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. As ek enige iemand sien wat verkeerd doen en ek vermaan hulle nie met liefde nie, verdien ek die dood. As my kinders doen wat God nie behaag nie en ek laat dit toe, verdien ek die dood saam met hulle. Dis wat die skrif sê. As my ouers doen dit wat God se woord nie en ek laat dit toe, verdien ek die dood saam met hulle. Weet jy wat 'n prys moet ek betaal om so te staan vir God se werk? Terwyl ek hoor wat die regering beplan, vra ek myself die vraag af, Hendrik, gaan jy maar daarmee saamgaan? Of gaan jy rammetjie uitnek wees? Ja, hulle het gesê van kleins af ek is kokkie. Ek wil nie kokkie wees nie, maar ek wil onder die gees van die Here dan staan en sê, wat sal ek meer gehoorsaam wees? Julle of aan God wat my gesê het. En weet jy, al sê ek dit uit myself uit, het daar geen krag nie, maar as die gees van die Here saam met my werk, en ons sê daai woorde, dan dra dit krag, en daardie mense sal sidder, want daar is 'n God in die hemel, wat lewe. Ek weet nie of u geweet het nie, ek gaan dalk vir u nuus gee. God kan net so wat, en stop jou hart. Of joune, 25, 10, 5, 4, 70 jaar oud, enige oomblik, net so. My lewe is in die hande van 'n lewende God. As hy vandag besluit, daai klop van jou hart nou gee is die laaste een. En ek val hier neer. Mense gaan sê, woe! En die ander gaan huil, en die ander gaan lag, en die ander gaan sê, ja, hy staan tog, hy is weg. Wat gaan my siel uitroep na God? Hoe gaan my siel voel? Here, ek het in die wêreld liewer gehad as vir Christus. Deesdae sê hulle mos, die Here het hulle 'n tweede kans gegee. As die Here jou regtig 'n tweede kans gee, gaan jy heeltemal 'n veranderende lewe lewe. Dan gaan jy lewe soos die skrif sê. Moenie vir my kom sê die Here het vir my dit gegee en ek het nog steeds nie lewe dieselfde lewe nie. Ek moet 'n veranderende lewe lewe. Dit wat vir hierdie wêreld wys is. Lucky, sal jy jou lewe vir my gee? Nee. Giebie, sal jy jou lewe vir my gee? Sal jy jou lewe vir jou vrou gee? Sal jy jou lewe vir Christus gee? Yes. Sal jy alleenig opstaan en sê ek is bereid om te veg tot die dood toe, dat
dat sy naam verheerlik kan word. Yes. Hoe staan ek vandag voor die Here? Hy het sy lewe vir my en jou gegee, terwyl ons dit nie verdien het nie. Al wat hy vir my vra, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Gaan af my uit jou. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles wat jy nodig het, sal jou gegee word. Moenie 'n beter werk gaan soek nie. Soek die Here. Moenie 'n slimmer kind gaan soek nie, soek die Here. Moenie vriende gaan soek nie, soek die Here. Want weet jy wat sê die skrif? As ek godsvreesend lewe, dan laat God selfs my vyand met my in vrede saamlewe. Hy is so kwaad vir my as hy voor my staan, of agter my rug, hy voor my staan en sê, "Ai, hoe gaan dit?" Dis nie omdat ek goed is nie, maar omdat daar God in die hemel is, wat die waarheid ken. Dit klink nie wys om jou lewe vir iemand te gee nie. Maar Jesus het dit gedoen. Hy het op 'n onnatuurlike manier in hierdie wêreld goed kom. Onnatuurlik. Hy het op 'n onnatuurlike wyse uit hierdie wêreld uitgegaan. Want hy het sy lewe gegee vir die wat hom gehaat het. Op 'n onnatuurlike wyse. Hoe staan ek vandag voor die Here? Sien 'n kans. Sien 'n kans om te sê, Here, hier is ek vandag. Ek het baie dinge probeer in my lewe. Ek het hard gewerk, ek het nêrens gekom nie. Ek het alles in my lewe gedoen om net te survive en ek kon nie. Sien 'n kans. Is jy bereid vanoggend om te sê, Here, hier is ek. Ek kon nie survive by myself nie. Here, ek het rock bottom geslaan, ek het alles verloor. Sien 'n kans om op te staan en sê, Here, ek gee my lewe in U hande. Keuse is elkeen van die se. Hy sal nie eendag iemand wegwys wat na hom toe roep in gees en in waarheid nie. Maar jy moet op jou hart opreg wees. Nie waar nie. Voor as jy na die Here toe kom. Kom ons sluit die oë. Here, U is die hartekenner. U is die nierbeproewer. U is die ene wat is, wat was en wat weer sal kom en daar is niemand soos U nie. Here, die woord van die Here sê, ons moet dit doen so dikwels as ons bymekaar is, die gedenking van die dood. U het die lewe vir ons gegee, ek wil roep vanoggend na U toe, wees genadig. Here, ons is feilbare mense en ons het U nodig, soos nog nooit van tevore nie. Seën hierdie brood wat ons gaan eet, seën die beker wat ons gaan drink, en laat U woord daardeur vereer sal word. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Hy sê in 1 Korintiërs 11 vers 23, hy sê, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgeleef het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker met hierdie woorde, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Drink almal daarvan. Neem eet, dit is my liggaam. Ja. Het sy liggaam vir my en jou gebreek. Homself nie die moeite werd geag nie. Homself verneder. Hulle het op hom gespoeg. Het hom geslaan.
Hy het nie gestry nie. Hy het die pad geloop. Ja, amen. As iemand my spoeg terwille van sê, nou wat gaan ek doen vandag? Is ek bereid om die pad te loop wat hy geloop het? En so ook, die beker na die maaltyd. Drink almal daarvan. Sy bloed het vir my en jou gestort. Gevloei op die kruis van Golgotha. En dit is al wat my kan vrymaak van sonde en ongeregtigheid. Amen. Amen. Drink almal. Gaan afsluit vir die vraag, is jy bereid vandag om eers die koninkryk van God te gaan soek? As jy voel jy het alles verloor, is jy op die beste plek wat jy kan wees, begin onder, met Christus Jesus. Laat jou huis gebou word op 'n rots, Jesus Christus, en hy sal vir ewig staan. Maar as op 'n sandpilaar gebou is, ek hoor baie van die oorstromings daar in Natal, dan sien die huis staan nog die volgende boek sy weg. Dit is hoe die skrif sê. As ek nie op Christus Jesus gebou nie, as die storms kom, gaan ek val. Maar wanneer ek op Jesus Christus gebou is, sal ek staande bly. Kom ons staan, gaan ek my ma vra vir ons die dienste vandag. Amen. Ja, ons wil vir u dankie sê dat u vir ons tot hier toe gebring het. Dankie, Here. Vir u woord, maar ek wil vra dat ons dit sal inneem. Here En dat Jesus. ons sal lewe soos wat u wil hê ons moet lewe. Gaan met ons nou verder in hierdie dag, gaan met elkeen vat hulle veilig uit. Here, ons prys U En bring naam. ons weer op u bestemde tyd by mekaar. Dit vra ek in ons naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen. Amen.